Goeiemôre aan almal. Soos nou by gewetslys gesien het, ons het nie iemand spesifiek vir wie ons gaan bid vandag nie, maar ek wil ook eers met vandag een en elkeen van ons bid. Bid vir die persoon langs jou, bid vir die persoon wat die Here op jou hart lê. Ons weet nie, baie keer die persoon nie langs ons. Wat se klip is in sy pad, voor watter berg staan hy nie. So, ons is vandag ons gebed vir ons as 'n gemeente, maar ook vir ons as 'n land. Kom ons sit net so in ons buig die hoofde. Almagtige God en Vader, U is in beheer. U is die Skepper. U is almagtig. U is ons Vader. Dankie Here vir die geleentheid wat ons het om vandag as gelowiges, as U kinders by mekaar te kan wees. Met die uitsluitlike doel om U naam groot te maak, om U te loof, om U te prys en om U en U alleen te aanbid. Here, baie welkom in ons teenwoordigheid. Mag ons ook vandag U teenwoordigheid beleef en ervaar. En mag ons vandag uitstap en sê, my Vader is almagtig. Here, ons bid dan U seën toe oor hierdie diens. En mag U ons geestesoë en ons geestesore oopmaak en ontvanklik maak vir hierdie boodskap. En ons dank U ook daarvoor, Here. En Here, ons bid in die kosbare naam van Jesus Christus alleen. Amen. Ons gaan vandag saam lees uit Jesaja 25 vanaf vers 6. En vir die wat hulle Bybels gebring het, as dit vreemd lyk, ek het uit die 2020 vertaling gelees. So, jy's welkom, as jy enige een van die ander vertalings het om saam te lees. Jesaja is 'n boek met soveel verwysing. Dis ook 'n boek, soos ons laasweek gesê het, wat Jesus dan terugverwys het na Jesaja 50 toe. Jesus het baie van sy spreuke ook uit Jesaja uit gebruik. So Jesaja is nie 'n boek wat ons net kan lees losstaande nie. Jesaja is 'n boek wat ons moet inkom en sê, dit is deel van Jesus se prediking ook gewees. Maar dit was ook 'n verwysing vir die volk van die tyd om te sê, berei jouself voor. Iets wonderliks is op pad om te gebeur. Jesus is op pad. So kom ons lees saam in Jesaja 25 vanaf vers 6. Die Here, heerser oor alle magte, sal op hierdie berg vir al die volke 'n feesmaal van ryk geregte voorberei. 'n Feesmaal met beleewyn, met ryk geregte vol murg, met gesuiwerde beleewyn. Op hierdie berg sal hy die sluier verswelg, die sluier oor al die volke, die geweefde bedekking oor al die nasies. Hy sal die dood vir ewig verswelg. My Heer, die Here, sal die trane van alle gesigte afvee. Die bespotting van sy volk sal hy van die hele aarde af verwyder. Ja, die Here het gespreek. Hulle sal op daardie dag sê, kyk, dit is ons God op wie ons gewag het. En hy het ons gered. Dit is die Here op wie ons gewag het. Laat ons juig en bly wees oor sy redding. Dit is die Here op wie ons gewag het. Ons is nie in afwagting op iets anders nie. Ons is nie op afwagting op iemand anders nie. Ons is op afwagting op die Here. En soos ek laas Sondag gesê het ook, die boek Jesaja is in 3 gedeeltes. Die eerste 39 gedeelte, dan van 40 tot 55 en dan van 55 tot 66. En hierdie 3 dele het te doen
met die tye van voor die ballingskap, gedurende die ballingskap, en dan ook na die ballingskap. So dit bring die volk se lewe saam, dit verbind dit in hierdie 3 groot tye, waarin die volk dan nou was in hierdie tyd. Jesaja 25 wat ons nou gelees het, is die eerste Jesaja. En in hierdie tydperk het dit aanvanklik nogal redelik goed gegaan met die volk se finansies. Die ekonomie het nogal goed gegaan. Maar die samelewing was inherent siek gewees. Want volgens Jesaja wat ons lees, was hierdie mense uiterlik baie godsdienstig gewees. Hulle het die Here geloof, hulle het hom geprys, hulle het gedoen wat van hulle verwag is. Maar innerlik was hulle verrot gewees. Nou hier is die tydperk voordat hulle in ballingskap gegaan het. Hy is veral gesê vir wat hy sien wat gebeur op die oomblik met hierdie gemeenskap is, dat daar uitbuiting is van die arme mense. Daar's 'n oneerlikheid. Daar was 'n gevoel gewees dat hierdie mense het meer belang gestel in my eie belang, en wat vir my goed gaan wees, as om na my medemens te kyk. En dit is waar Jesaja dan kom, en hy straf, of hy sê, God gaan sy straf oor julle bring. Nou as ek hierdie gedeelte lees, dan dink ek, Jesaja kan net sowel van ons skryf nou. Want as jy in die dorp instap, somtyds, soos julle weet, ek hou van praat, kan jy in 'n winkel instap en met iemand gaan praat, en hulle sal vir jou so op en af kyk en sê, wie is jy? Wat gaan met jou aan? Daar's alreeds hierdie individualistiese neigings om in jou eie belang op te tree. As ek kyk na die oneerlikheid, en ek praat van Nelspruit dorp, ek praat nie eers van Bombela nie, ek praat van ons dorpie, dinge wat in hierdie dorp gebeur, wat jy baie keer kan sê, bly ek in hierdie dorp, is ek deel van hierdie gemeenskap, maar dan Sondag, dan ry jy by die kerke verby, en dan sien die kerke staan vol karre. Dis presies wat Jesaja beskryf. Met die mens gaan dit goed. Hy fokus op sy eie belang, eie gewaan, oneerlikheid. Die prentjie na buite word goed vertoon, maar innerlik, sê Jesaja, is julle verrot. En dan uiteindelik sou hierdie volk dan nou in ballingskap weggevoer word. Die eerste keer in die 8ste eeu voor Christus, en dit was die 10 stamme van Israel. En dan in die 6de eeu voor Christus is die ander 2 stamme van Judas ook weggevat, om te sê, al 12 stamme gaan in ballingskap word. Ons sluit julle nie uit nie, julle almal is deel van hierdie ballingskap proses wat die volk deur moet gaan. En ons sien in die eerste 39 hoofstukke van Jesaja, lê die klem sterk oor die oordeel oor Juda en oor Jerusalem, oor die nasies, die wêreld, maar uiteindelik ook oor die verbondsvolk. In elk van hierdie onderafdelings, die volk, die wêreld, die nasies, elke een is daar egter ook, sien ons, so ondertoon van hoop. Alles is nie verlore nie. En ons het nou ook gelees, God gaan 'n feesmaal voorberei, die tafels dek, so daar's nog steeds hoop. En dit is wat ons vandag nog moet ook moet besef. Daar is nog steeds hoop vir ons. God dek die tafel. God is in beheer. God alleen regeer. Ons moet ons eie ek begrawe en op die plek kom wat ons sê, ek aanvaar u God en ek onderwerp my aan u woord. As ons so deur die evangelies lees, dan kan ek sê, ek het in die week met Ruben daaroor gepraat ook, dis ek, moenie fixated raak op eet nie. Maar as ons deur die evangelies lees, dan kan ons sê, jy kan nogal honger word as jy lees. Want alles in die evangelies
Wat ons lees is van die een ete na die ander ete toe. Ons het net nou ook selfs in Jesaja gelees, van ete. Jesus was lief vir eet gewees, maar Jesus was lief ook vir 'n kuier ete. Ons sien oralste wat hy gegaan het, het hy saam met mense gaan eet. Soos dat ons die voorreg gehad het, donderdag aand, om saam te kon eet, om saam aan tafel te wees en te kan eet, as medegelowiges. So het Jesus ook geglo, ons gaan eet, ek en die disippels gaan eet, ek en Saggeus, amper sê ek Sagaria, bietjie na Sagaria, ek en Saggeus het gaan eet. Ons lees gereeld, Jesus was op pad iewers heen, en hy het dit saam met mense gaan vier, en hy het die lewe gevier, maar hy het ook God se goedheid gaan vier. So dit is belangrik ook dat ons kan sien, Jesus was ten volle mens gewees. Ek dink vandag so Jesus het nogal geniet het op aarde, om as mens vandag op aarde te wees, want hier is nogal 'n paar interessante restaurante. En ons kan altyd as iemand sê, ek ontmoet jou vir 'n koffie, dan sê ek was nog nie by daai plek nie. Kom ons gaan soontoe. Of ons gaan ietsie ontbyt eet, kom ons gaan eet dit daar. Jy het jou gunsteling plek wat jy gaan eet. Jesus se gunsteling plek was Getsemane gewees. Maar hy het saam met almal ook aan huis gaan eet. En so het ons ook elkeen ons veilige plek, ons plekkie wat ons daarvan hou om te gaan uit eet. Maar ons ontdek ook die ander plekke saam met ons medegelowiges. En dan kan dit ook geen wonder wees dat een van die sakramente is ingestel om 'n tafel, die nagmaaltafel. Want dit is die beste uiteetgeleentheid wat daar was. En dan gaan weer verwys na donderdag aand toe. Donderdag aand was vir my verskriklik lekker geweest, want dit was 'n uiteetgeleentheid geweest wat ons kon gevier het saam met mekaar. Die kos was lekker, die geselskap was lekker en die teenwoordigheid van die Here was ook lekker geweest om te sê, ons is hier vir die gemeenskaplike doel om sy naam groot te maak. Hier in Jesaja 25 sien ons word daar ook gepraat van 'n uiteetgeleentheid. En dis vol van 'n vreugde gevulde woorde lees ons. Dit lyk asof die teks hierso amper 'n kroningsbanket beskryf, waar God as die heerser gekroon gaan word. In die Nuwe Testamentiese terme, waar Jesus se opstanding gevier word, sal ons sê, dis 'n gelukkige en 'n vreugdevolle geleentheid gewees. Ek kan aan my geestesoog sien, hoe die tafels gedek word. God sê, ons gaan die tafels vir julle bedek. Dit gaan kreun van die kos. Daar gaan genoeg wees. Soos wat ons in die kerk ook het, ons gebruik ons kerktapper om van dit terug te vat. Want daar is altyd genoeg, daar is altyd iets na die tyd om oor te bly om saam huis toe te vat. Want God gee 'n wonderlike oorvloed op ons. Hy wil dit vir ons opdis, maar hy wil ook vir die wêreld opdis. Om te sê, die vreugdemaal is nie net vir 'n spesifieke groepie mense nie, dis vir julle almal. Want God hou die feesmaal. Maar as ons na die Bybel gaan kyk, dan sien ons feeste en gode is natuurlik so half en half sinoniem gewees. Hulle het saam geloof. En dan ook in die menslike verhale, die mitologie wat daar was oor die gode. En dit is maar grootliks in die Middellandse seelande waar daar baie gode was daar groot en uitspattige feeste gehou vir die gode. As ons kyk na lande soos Egipte, Griekeland, Assirië, Babylonië, oral het hulle 'n fees gaan hou om die gode te gaan gedenk. En Jesaja is ook dan nou in hierdie tye geskryf, waar die mense ook aan gode blootgestel was. So, vir Jesaja om sy boodskap by die mense uit te kry, moet hy simbole en tekens gebruik wat aan die mense bekend is. En dis waar dan kom met die feesmaal.
Maar hierdie feesmaal, wat Jesaja van beskryf, die visie op die eindtyd, is 'n feesmaal wat sal anders te wees. Dis nie heeltemal in lyn met wat die godsdienste op daai tyd op die aarde gehad het nie. Daar was ooreenkomste gewees, maar wat Jesaja se feesmaal uniek maak, is dat die God wat hierdie feesmaal voorberei, nie ander gode nooi nie, maar dat hy mense nooi. Dat hy mense soos ek en jy na sy tafel toe nooi. Want wat die gode genooi het, moes die mense dit ontgeld het. Daar's altyd mense geoffer vir die gode. Hier kom Jesaja en sê, my God gaan 'n feesmaal hou aan die eindtyd, en ons as mense is genooi. Want mense is God se gaste. Wanneer God hierdie feesmaal aan mekaar slaan, is die mens op sy gastelys. Ek het die mense genooi. Om die waarheid te sê, as ons gaan kyk na die Bybel, ons gaan kyk na Openbaring, dan sê dit, God is omring in die hemel met die 4 lewende wesens, die 24 ouderlinge. Dan staan hy ook met 'n skare engele. En dan lees ons dat die mense is sy gaste. Mense uit elke deel van die wêreld. Mense wat hy verlos het. Mense wie se trane hy afgevee het. Mense van wie hy die skuld van sonde verwyder het. Wat hy verlos het. En daar staan letterlik, hy het hierdie skuld opgeëet en ingesluk. Ons sonde is verwyder. Maar het ons ook net gelees, God gee sy beste. En hy gee die beste van die wyn. Want ons lees, hy het 'n verouderde wyn gehad. Nou dit moes seker een of ander rooi wyn gewees het, want net rooi wyn kan belee word, kan goed verouder. En die wynkenners, ons het een wynkenner hier by ons, en sy sal vir jou alles in detail kan vertel, maar ek ken nie wyn nie, maar ek het al 'n paar in my lewenspad 'n paar keer met wyn te doen gehad, en met wynsnops ook, wat sê, hierdie ding ruik nie reg nie, ek proe nie reg nie, want wyn proe nie vir my reg nie, maar 'n wynkenner sal vir jou maklik kan sê, hierdie is 'n goeie wyn, hierdie is 'n goeie jaar se wyn gewees. En ons sien ook hier, God gee die beste. Hy gee die beste kos, en hy gee dit in oorvloed. Hy verwyder die skande wat oor die volk gekom het, vanweë hulle ongehoorsaamheid. En hy stel hulle naam of hy herstel hulle naam en ere, en hy sê, kom sit saam met my aan hierdie tafel. En dis net soos wat Dawid ook in Psalm 23 ervaar het. U laat my by 'n feesmaal aansit. Al was daar donker dieptes op pad daarheen. Is dit nie ons mens wees nie? Ons kom baie keer in daai donker dieptes en ons weet nie, Here, wat soek ek hier? Hoekom gaan alles in my lewe verkeerd? Weet dan ook soos Dawid, U laat my by die feesmaal aansit. Ek is op pad na die feesmaal toe. So hierdie donker dieptes is alright. Ek kan dit hanteer. Ek kan nie deurkom, want die feesmaal wag vir my. U laat my by hierdie feesmaal aansit. Ons word met oorvloed bederf in die Bybel. En ons kan dit met vreugde in ons hart vier. En Paastyd is dan ook die tyd wat ons oorloop van vreugdes. Omdat Paastyd vir ons sê, ek het die toekoms gesien, en dit was wonderlik. Jesaja 25 roep ons op tot vreugde. Laat ons bly wees en juig, omdat God ons gered het. En daai een sinnetjie vat Paastyd basies in 'n neutedop saam. Dit is die Paasboodskap.
Laat ons bly wees en juig omdat God ons gered het. Paastyd gaan nie oor alles wat die wêreld het, en alles wat jy sien, en alles wat bykom nie. Laat ons juig oor God wat ons gered het. Jesus se lyding van Goeie Vrydag word omgesit in die vreugde van die verlossing op hierdie Paasondag. En die wonderlikste van alles is, God sluk die dood in. Soos Goeie Vrydag die begrafnis van sy seun was, is hierdie feesmaal die begrafnis van die dood. Interessant, in die ander gode, sy feesmale het ook baie kere een of ander heldedaad ingesluit. En daar was Marduk, hy was byvoorbeeld die hoof Babyloniese god, met die Enuma Elish. En dis die Babyloniese skepingsverhaal. En die Oud-testamentiese Bybelskrywers moes die Enuma Elish geken het. Hulle moes geweet het daarvan, hulle moes bewus gewees het. En by een van die feesmaaltye wat hulle gehad het, het een van hulle gode of leiers, ek weet nie wat het mens hulle genoem nie, het hy 'n kledingstuk laat verdwyn en weer tevoorskyn gebring. So dit was 'n verskriklike ding dat hierdie ou dit kon regkry, hierdie kledingstuk kon laat verdwyn het. En dit is dan weer verwysing na Jesaja 25, waar God sê, ek eet hom op en ek verwerp hom. Ek laat hom nie net verdwyn nie, ek vat julle skuld, ek vat hierdie sonde skuld vir julle weg. Maar Jesaja teken God nie net aan as 'n towenaar nie, wat kan sekere towerkunsies kan doen nie. Hy sluk die skuld van mense in, en hy sluk ook die dood. Die woord wat daar gebruik word is hamot. Hy sluk die hamot ook in, en wis die oordeel en die straf vir ons as mense uit. Die doek waarvan hier gepraat word, is die doek van onkunde. Die doek van verydeling, die doek van 'n skaduwees wat oor nasies gegooi word. 'n Doek wat alles wat ons doen beïnvloed. Anders as die Satan wat in die Nuwe Testament geteken word as die een wat mense soek om te verslind. Ons lees Jesaja 1 Petrus 5 vers 8. Die duiwel is listig, hy soek mense, hy gaan uit om hulle lewens te vernietig. Soos, ons lees in die Ou Testament sy voorganger, die Leviathan, hak my tong nou heeltemal vas. Maar ons sien, God eet dinge op, wat skeiding bring, tussen ons en hom, tussen God en die mens, sodat ons 'n nuwe lewe kan hê. God doen dit nie om homself op 'n beter plek te sit nie. Hy doen dit vir ons, sodat ons die ewige lewe kan hê. Hy eet die vloek van die sonde op. Hy sluk dit in, en ook die gevolge van die sonde, die dood. Want ons lees in Johannes 10, Jesus het immers gekom om vir ons oorvloed te gee, sodat ons kan lewe. God gee ons hoop. En die wonder van die feesmaal is vir ewig. Die dood word nie net vernietig vir 'n tyd nie. God het nie gekom en gesê, ek vat die dood weg, maar ek gaan nou terugbring nie. Daar is nie 'n sikliese bestaan van die dood nie. Die dood word in sy entiteit vernietig. Daarom word daar van die dood hier gepraat. Dis die dood wat vernietig word. Net so terloops, dis dan ook die probleem met die hele idee van reïnkarnasie, wat ander gelowe het. Daar gaan nooit 'n einde nie. Jy kan opgaan in die hiërargie, maar jy kan ook daal. Daar's geen versekering dat jy eendag genoeg karma gaan hê om die geluksaligheid te kan bereik nie. God werk nie so nie. Hy deurbreek die effek van die dood
en die skuld wat die sonde kan hê. En hy wis dit uit, en ons lees en hy sluk dit in, sodat die ewige lewe vir ewig kan wees, sodat ek en jy dit vir ewig kan hê. Daar was 'n man, Eugene O'Neill, wat 'n toneelstuk geskryf het in 1925. Nou dis so 'n paar somers terug, in ons jong dae, en dit handel oor die dood van Lazarus. Wees rustig. Okay. Dit handel oor die dood van Lazarus. Nou, ons almal lees die Bybel. En die oomblik as jy die Bybel gelees het en jy lees van Lazarus se dood, dan sê, okay, hy is uit die dood uit opgewek, en dan gaan die verhaal aan. Jesus is op pad gewees, hy het Lazarus uit die dood uit opgewek en hy gaan aan. Maar as dit vandag gebeur, as iemand vandag uit die dood uit opgewek gaan word, eerste ding gaan Facebook gaan ontplof. Want dis mos ou mense wat Facebook gebruik, né? Daarna gaan die Instagram en die X en weet jy wat die klomp ander goeders is, gaan dan ontplof nie. Want hier het 'n ou uit die dood uit opgestaan en die ou genaamd Jesus het dit gedoen. Die storie gaan nie daar eindig nie. En dit is wat die ou Eugene O'Neill bereik het hier, is om wat het met die mense gebeur wat agtergebly het. Want glo vir my, Lazarus het vriende gehad, ons lees dit. Daar was al reeds roubeklaars gewees, die mense was al reeds daar gewees. Nou staan hy die dood uit op. Jesus het weggegaan. Wat het met daai ouetjie gebeur? Wat het met hom gebeur in sy vriendekring? En dit is hierdie toneelstuk wat Eugene O'Neill geskryf het, Lazarus laughed. En dit handel oor wat gebeur het nou nadat hy opgewek is. En hierdie toneelstuk wys ons dan die eerste oomblik as Lazarus se vriende ontdek, hy's wakker. Hy's nie meer dood soos hy was die afgelope paar dae nie. Hierdie blydskap wat hulle gehad het, hierdie vreugde waarmee hulle vervul was. En dan natuurlik die vraag wat ons almal sal vra. What did you see on the other side of death, Lazarus? Wat was daai kant gewees? En dan Lazarus se antwoord, there is no death. There is no death, there is only life. En dan bars hy uit van die lag. En O'Neill beskryf hierdie lag as full of acceptance of life and a profound joy in his heart. En hierdie toneelstuk gaan aan om Lazarus dan te skep as 'n prediker wat opstaan en gaan verkondig dat die lewende Jesus mense kan bevry van die vrees wat die dood bring. En ek glo 90% van elke persoon wat vandag hier sit, het so iets wat so inherente vrees vir die dood. Wat gaan gebeur met my as ek doodgaan? Party mense het al vir my gevra, gaan dit seer wees om dood te gaan? En dan sê ek weet nie, want ek was nog nie daar nie. So, almal het hy ietsie in hulle agterkop omtrent die dood. En dit is wat Lazarus dan uitgegaan het, en Lazarus gaan vertel vir almal. Kry die lewende Christus aan jou kant. Want met hom is daar nie dood nie. Met hom is daar oorgang van lewe na lewe. En dan aan die einde van hierdie toneelstuk kom die groot konfrontasie met die wrede Caligula, wat nou die heerser is van die Romeinse Ryk. En hy dreig Lazarus met marteling en teregstelling oor sy boodskap en sê, jy sal ophou, jy gaan nie meer die mense vertel van Christus nie. Maar dan sien ons, Lazarus kyk vir Caligula in die oë en sê, jy kan my maar doodmaak. En hy lag dan saggies en hy sê, death is dead. Death is dead, Caligula. There's only life. O'Neill sê in hierdie toneelstuk, dat die grootste verandering in Lazarus se lewe is, het gebeur nadat hy Jesus in sy lewe toegelaat het. Nadat hy 'n nuwe lewe in Christus ontdek het.
dat hy nie meer moet bang wees oor die dood nie. Hy kon nou lewe met hoop. Lazarus kon vir ander sê, daar is 'n ander manier as tevore. Jy kan anders leef, jy kan nog steeds lag. Die lewe is anders met Jesus. Lazarus sou weer moes sterf, omdat die opstanding uit die dood uit nog nie die uiteindelike opstanding uit die dood in die voetspore van Christus was nie. Want ons dien 'n opgestane Christus. Ons leef in die voete van 'n opgestane Christus. Maar Lazarus het nie meer die dood gevrees nie. Hy het geweet, vir hom was die dood dood gewees. En nou kan hy leef sonder vrees vir hierdie dood. Ons is ook daar. Ons kan ook die oomblik as ons Jesus Christus aangeneem het, sê die dood is dood. Ek het nie meer 'n vrees vir die dood nie, want ek gaan nou van lewe na lewe. Ons kan hoop. En wat is die effek vir ons? Wat lê nou voor met 'n paasmaaltyd, 'n feesmaal? Wat gebeur vandag? Nou, as 'n paar jaar terug 'n ondersoek waaraan gevra is, watter sin sou jy graag wil hoor? Wat iemand opreg vir jou kan sê. Nou as ek so 'n kans gee, is daar iemand wat sal sê, watter sin sal ek bitter graag wil hoor uit 'n opregte hart uit vir my? En jy, sit ek op die spot? Hy? Dis lief vir jou. Is daar iemand anders wat iets wil kom en sê, watter sin sal jy regtig wil hoor by iemand? Ek hoor nie? Well done, good and faithful servant. Nou hierdie survey wat hulle gedoen het, was daar 3 vrae gewees, of die 3 antwoorde wat daar was. En die eerste een is, en onthou, dit is wat iemand sê, ek wil dit hoor van iemand uit met 'n opregte hart vir my. En die eerste een was, ek is lief vir jou. Dis die meeste antwoord van die meeste mense gewees is, iemand moet dit my regtig sê en dit bedoel. Die tweede een is, jy's vergewe. En die derde een, en dit was nogal 'n verrassing gewees is jy nie. Ete is reg. Kos is op die tafel. Dit wil sê, kom eet. Is dit nie wonderlik nie? Want dit is wat 'n feesmaal is, waarvan die nagmaal natuurlik die voorloper is. En dit sê vir ons, eerstens, God is lief vir ons. Hy is so lief vir ons, dat hy sy seun vir ons gestuur het, om vir ons te kom sterf. Die liefde wat sy seun vir ons gehad het, kan een en elkeen van ons hart net roer. Want is uiteindelik die liefde van God die Vader, vir my as mens, om sy seun te stuur, om vir my te kom sterf. Om vir my te kom sterf, om deur die martelingsproses te gaan, om op te staan, om die dood te oorwin. En dis die wonder van hierdie Paasondag, is dat die offer wat Jesus Christus Vrydag gedoen het, op die Goeie Vrydag, deur God die Vader met my in hierdie opstanding Sondag begroet en sê, ek is lief vir jou. Waar Jesus donderdag aand in Getsemane gesê het en gevra het, laat hierdie beker by my verbygaan, maar nogtans is hy gehoorsaam en nogtans sê hy, as dit u wil is, nie my wil nie. En dan sê hy op die Vrydag, waarom het u my verlaat? Waarom? En nogtans uiteindelik in gehoorsaamheid gee Jesus sy lewe terug aan God. En so antwoord God die Vader uiteindelik met die opstanding uit die dode en met die verheerliking van hom as mens bo alle mense. En in hierdie liefde vir sy seun lê daar vir my en vir jou ook die hoop dat hy is lief vir ons. En dat hy ook getrou is aan ons
en getrou sal bly aan ons. En dat ek myself kan voorberei vir die feesmaal wat op pad is. Die feesmaal wat ek gaan bywoon. Want hy is daar. En elke keer by die nagmaal, ook by Goeie Vrydag, word ons versterk in ons hoop. Dit sê vir ons skuld is vergewe. En dis die tweede vraag wat ons wil hoor. My skuld is vergewe. Elke keer as ons die nagmaal gebruik, dan weet ons, God het ons skuld vergewe. In 'n droom het Martin Luther beleef dat die duiwel hom aangeval het. En Martin Luther sê die duiwel het 'n rol gehad. En toe die rol oopmaak, toe sien hy, daar staan al sy sondes. En die duiwel sê vir hom, ek het al jou sondes opgeskryf. En hy die sondes begin aftik. En op 'n stadium sê Martin Luther vir hom, is dit al? En hy sê, nee, hier's nog 'n rol. En hy haal die volgende rol uit. En hy tik af. En hy sê, is dit al? Hy sê, nee, hier's nog 'n rol. En aan die einde van die derde rol sê hy vir hom, nou is ek klaar. En hy staan daar met sy glimlaggie op sy gesig en sê, kyk, wie is jy? Kyk, wat het jy alles gedoen? Rolle en rolle vol sondes. En Martin Luther staan en hy sê vir hom, daar's iets wat jy vergeet het. En hy sê vir hom, skryf gou op elke rol, my sondes is skoon gewas en vergewe deur die bloed van Jesus Christus. Ek het nie meer sondes nie. En dis waar ons vandag op staan. Die rolle en die rolle sondes word jy mee aangeval. Maar jy vergeet om te sê, skryf gou op. Jesus het my sondes skoon gewas. Ek is vergewe. En dis die wonder van Paasondag. Die sonde en die skuld en die straf vir die sonde, die dood, is vernietig. Dis ingesluk, dis opgeëet, staan in Jesaja 25. Ons is vry mense, wat met vrymoedigheid, in Hebreërs staan daar, parisia, met 'n vrymoedigheid met God kan praat. Daar's niks wat in ons pad is nie. Parisia sê, die pad is oop, dis gelyk gemaak. Ons kan met God praat en ons kan met God gemeenskap hê. En die derde vraag was, of die derde behoefte was, die ete is reg. Kos is op die tafel. En dis die boodskap van Jesaja 25. Die ete is reg. God het die feesmaal voorberei. God het die beste drank, die beste kos in oorvloed reeds vir ons gegee. Ons is daar wat ons moet kom aansit. Ek wil afsluit met 'n verhaal van 'n Ierse familie wat in 1820 besluit het om Amerika toe te gaan. Vir die wat die verhaal ken, vergewe my, maar die verhaal is so amper, kan ons gebruik vandag om te sê, is dit hoe ons Christene ook baie keer leef? Nou die Ire was arme mense gewees. En hierdie ou, die hoof van die huis, die pa het gegaan en besluit, ek wil 'n beter lewe vir my kinders hê. En hy het begin ekstra werk doen en hy het alles gedoen wat hy kon om geld bymekaar te maak. En op 'n dag het hy genoeg geld gehad om kaartjies te koop vir die bootreis Amerika toe. Hy het sy familie gepak, die klere wat hulle gehad het, die muntstuk wat hy gehad het, en hulle is toe af hawe toe. By die hawe aangekom, was die familie en vriende daar, om te kom hulle afskeid neem. Want soos dit is, ons gaan julle nooit weer sien nie. Die kaartjies vir die bootreis is gekoop. Op die kaai het die familie gekom en hulle het geweet, dis nie ryk mense nie, dis arme mense soos ons. So hulle het vir hulle gaan sakke vol aardappels gegee, typies Iers. Hier is vir jou aardappels, maar hier is ook vir jou kaas, en hier is vir jou 'n paar brode, en hier is vir jou 'n paar goedjies, om vir julle daarom aan die gang te hou, terwyl julle op die boot is. En hierdie familie was maar te dankbaar vir al die geskenke gewees.
Nou daar was 'n ouma, 'n ma en 'n pa en 6 kinders gewees. En toe hulle op die skip opgaan, toe sê hulle onderste dek toe met julle, want dis die kaartjies wat julle gekoop het. Heel onder, daar tussen die rotte. Maar hulle gee nie om nie, want hulle is op die boot. Hulle is op pad na die beloofde land toe. En aan boord het hulle 'n plek gekry, slaapplek uitgesorteer, alles is reg. En maar tussen hierdie 6 kinders, en soos enige kind of enige familie is, daar mos altyd daai een, die woelwatertjie. En hierdie woelwatertjie was die 6-jarige seentjie gewees. En hy was verskriklik besig gewees, en hy het net, en die pa het gesê, almal bly by mekaar. So daar's reëls neergelê. Julle gaan nie iewers heen nie, julle gaan nêrens heen nie, julle sit hierso. Ons moet by mekaar bly en ons gaan by mekaar oppas. En soos het hierdie bootreis oorgegaan het, want dis 'n paar weke se bootreis, het die kos opgeraak. Die aardappels het begin mif en hulle het begin honger raak. En op 'n stadium het hierdie woelwatertjie begin, soos 'n 6-jarige kind kan nek, ek wil kos hê, ek wil kos hê, ek wil kos hê. En die ma sê toe vir die pa, vat van jou muntstukke, stuur die kind op boontoe, want hulle het moontlik vars lemoene. En dan kan hy 'n paar lemoene gaan koop en hy kan dit terugbring, en dan kan ons hierdie laaste paar dae, kan ons ten minste lemoene eet, tot ons in Amerika aan wal kom. Want dit is nodig ook, ons moet eet. En hulle het dan nou gewik en geweeg, en die pa het vir die kind geld gegee en gesê, gaan koop net 'n paar lemoene, maar net met dit. En op 'n stadium het hierdie seentjie nie teruggekom nie. En die ma en die ouma natuurlik, hulle sal ons nou begin worry, en sê, maar waar is die kind? Hoekom is hy terug nie? Hy is nou amper 'n uur weg. Ons wag vir hierdie kind. En dan soos 'n ma en 'n ouma maak, pa gaan soek jou kind. So die pa moes dan maar opstaan, nou moet hy gaan en nou moet hy gaan soek. En hy's op in die boot op en hy stap in, en toe hy in die eetstaal instap, toe sien hy, daar sit die kind aan tafel met borde kos om hom. En die pa is ontstel en hy storm op die kind af en hy sê, van wat dink jy, doen jy? Jy gaan ons in bankrotskap in eet. Ons het nie geld om vir die kos te betaal nie. En die kind kyk die pa net en hy sê, dit is kos, ek moet eet. Maar dan kom hy by en hy sê, vir sy pa, dis ingesluit by die prys. En die pa staan en hy kyk vir die kelner, en die kelner knik sy kop en hy sê, dis ingesluit by die prys. En die pa kyk hom so en hy sê, gaan roep die familie, dat ons kan eet. En al wat hy kan uitkry is, goeie genade. Goeie genade. Die familie het gekom, te dankbaar om te eet. Want die kos is verniet. Dis ingesluit by die prys. Ons gaan op 'n Christelike lewensboot, maar ons probeer ons afsonder in die kelder. Christus is ingesluit by die prys. Die feesmaal, die ete, die gemeenskap is ingesluit by die prys. Staan op, vat wat daar reeds betaal is vir jou, want Jesus het reeds betaal. Dis nie nodig om in die kelder te gaan sit en honger te ly, maar ons is op die bootreis nie. Wees daar waar jy kan opstaan en sê, ek sit aan by die feesmaal, ek eet saam aan hierdie feesmaal. Ronald, kan ek vir jou, vir Jean vra, sien dat jy voor is, of my die brood en die wyn te bedien asseblief. Ons sit vandag ook geestelik aan by 'n feesmaal. En enige een, daar's nie voorwaardes om deel te hê aan die nagmaal nie. Die nagmaal is 'n instelling deur Jesus self. En hy het gesê, doen dit tot my gedagtenis. Nie as jy voorwaardes nakom. So, ons nuwe besoekers, julle is welkom. Doen dit tot gedagtenis van Jesus Christus. Die brood is 'n heel brood, so elke ou breek net jou stukkie brood af. En dit is soos wat Jesus aan tafel gesit het en gesê het, ons is almal deel van een liggaam. Breek vir jou gedeelte van my liggaam af. Sal ons ook vandag 'n gedeelte breek.
soos wat Jesus dan ook die aand gesê het, hierdie is my liggaam, breek dit tot my gedagtenis, en gebruik dit so dikwels as wat jy kan, tot my gedagtenis. Gaan ons dan nou die brood tot sy gedagtenis breek en sê, dankie Here, dat U ook vir my die liggaam opgeoffer het. En dan het hy ook die bloed geneem en gesê, hierdie bloed, of hierdie wyn is my bloed, wat gesluit is vir julle vir 'n nuwe verbond. Ons weet, ons sondes is vergewe deur Jesus. En vandag aan hierdie feesmaal sit ons en ons sê, dankie Jesus, dankie dat U, die Seun, U gekom het om ons sondes te sterf. Gebruik dit deur die gedagtenis van Jesus Christus en so dikwels as ons kan. Ek gaan afsluit met 'n gebed van Dominee Stefan Lou, wat hy geskryf het 2 jaar voor sy dood in 2006, dink ek. Kom ons sit net so en ons bid tot die Here. Here, laat die dood die sin wees waaruit ek my broosheid put, my eie broosheid put. Laat dit die hals wees wat my lewe versier met nederigheid, met vrede, met diensbaarheid, met hoop. Laat dit die laaste woord wees wat ek elke dag die nuwe lewe oopbreek. Laat my weerloosheid terugval in U Vaderhand. Laat die stort oor die rand slegs die vryval wees en dan die sprei van die vlerke, die vlug, die oorgee aan U my Vader, van wie my gees kom en aan wie ek terugkeer. U die lewensgees, die bron van alle goeie dinge. Here, ek wil die dood nie vrees nie. Here, ek wil dit verstaan en op die regte tyd ontmoet, soos iemand by 'n deur staan en klop. Maar Here, ek wil dit nie doen as niemand nie. Ek wil dit juis doen as niks. En ek wil dit doen in 'n oomblik van nietigheid. En Jesus, hierdie dood is net 'n ingang, 'n donker ingang, met U wat aan die ander kant blink. Dankie Here, dat U reeds vir ons wag. Dat ons die dood nie hoef te vrees nie, want U het dit oorwin. Amen.